ander onderwerp waaroor mense vra het, is die gedagte van naby dood ervarings. Baie mense glo en getuig dat hulle 'n naby dood of 'n skyn dood ervaring gehad het. Sommige mense beweer selfs dat hulle dood was en dat hulle die gewaarwording gehad het dat iets hulle liggaam verlaat het. Nou hierdie iets wat volgens hulle liggaam verlaat het, word dan deur hulle geklassifiseer as hulle siel of hulle gees. Sommige verklaar dat hulle deur 'n donker tonnel beweeg het en wanneer hulle aan die einde van daai tonnel kom, is daar 'n gevoel van om in die lig in te kom, in 'n lig te wees. En dit is eintlik 'n gevoel van warmte en van omhelsing. Nou hulle sê in Amerika is daar meer as 8 miljoen mense wat aanspraak daarop maak dat hulle naby dood ervarings gehad het. Om die waarheid te sê, so gewild was hierdie onderwerp in Amerika dat een van die televisiestasies 'n program geloods het met die naam Turning Point. En die aanbiedster Diana Sawyer het dan onderhoude gevoer met mense wat sulke ondervindings gehad het. En boeke het skielik ook oor skyndood ervarings op die rakke begins verskyn en daar het eintlik 'n ontploffing meegebring en binne weke was dit topverkopers in Amerika. Een van die mees populêre boeke was geskryf deur Betty Eadie. Sy het 'n paar boeke geskryf, maar die eerste een, Embraced by Light, omarm deur lig, en die vervolg op daai boek, die boek The Awakening. 8 miljoen eksemplare van 'n ander boek, Life After Death, van Kate Atkinson, is vinnig in Amerika uitverkoop. So wat gaan werklik hier aan en hoe moet 'n mens dit beoordeel? Wat moet 'n mens hieruit wys word? Presies wat gebeur wanneer 'n mens hierdie ongelooflike, byna dood of amper dood reise onderneem? Is hierdie belewennisse bloot sinsbedrog? Of is dit werklik die eerste tree op die pad na die hemel toe en na die Here toe? Of is dit gewoon nie waar nie? Wat is die feite met betrekking tot naby dood of skyndood ondervindings? Is dit regtig die siel of die gees wat die liggaam bewustelik verlaat en die persoon dan buite die liggaam ondervinding gee? Of kan dit wees dat hier iets anders gebeur? Is dit God of is dit nie? Is dit van God of is dit nie? Hoe verklaar ons hierdie naby dood ondervindings wat so algemeen voorkom? Nou, 'n bietjie nugter denke sal help om vir ons 'n antwoord op hierdie vraag te gee. Ten einde hierdie vraag te beantwoord, moet ons net eers 'n paar basiese wetenskaplike mediese feite voor oë neem. Die eerste feit is, liewe vriende, dat niemand van diegene wat hierdie soort ondervindings gehad het, werklik gesterf het nie. Want jy sien, dood kan op 2 maniere gedefinieer word. Soos wat die geneeshere ons meedeel, is 'n mens nie dood wanneer jou hart ophou klop of wanneer jy ophou asemhaal nie. 'n Mens is dood wanneer soveel breinselle dood is dat daar geen kanse bestaan om hom te laat bykom nie. Met ander woorde, daar is 'n kliniese dood en daar is 'n biologiese dood. Is dit nie so nie? Byna almal van ons het al van iemand gehoor of ken iemand wie se hart ophou klop het. Selfs soms vir 10 minute of 15 minute, en wat dan weer met skokke of ander metodes bygebring word, en dan begin die hart weer werklik klop. Klinies was daardie persoon werklik dood. Hy het sy wesenlike tekens van die lewe het hy verloor. Die bloeddruk verlaag, die hart en die polsslag stop, so hy's klinies dood. En kliniese dood vind eerste plaas en daarna tree breindood in. Nou wanneer breindood intree na kliniese dood, dan kan 'n mens verwys na biologiese dood. En breindood of biologiese dood kan ongelukkig nie met skokke of ander behandeling omgedraai word nie. Dit is werklike dood. Nou, geen een van diegene wat naby dood of kliniese dood ondervindings gehad het, is regtig biologies breindood verklaar nie. Dit is 'n gewone wetenskaplike feit.
Die tweede plek is dat baie van hierdie naby doodervarings lyk of kom ooreen met hallusinasies of hersenskimming. Die brein kan soms 'n poets op ons bak, veral in 'n oomblik van groot drama. Dit kan vir ons duidelike reise vir ons gees roep. Die brein kan ons plek vat na plekke toe wat bestaan, en selfs plekke wat nie bestaan nie. En 'n mens kan gaan kyk na mense wat onder die invloed van dwelms hallusineer en sonder om 'n naby doodervaring te kry. En die ooreenstemming tussen daardie ervarings en hierdie van die naby dood is verstommend. So kan heroïne of ander dwelms maak, en so kan ook morfine maak wanneer dit in groot dosisse aan pasiënte gegee word vir ergere pyn in die hospitaal. 'n Paar gevalle studies werp eintlik lig daarop. 'n Man met die naam van Timothy Leary, 'n professor by die Oostelike Universiteit in die VSA, het in die Sunday Evening Post van 2 November 1963 geskrywe: "Nadat ek sekere Meksikaanse sampioene geëet het, het ek besef dat ek dood was. Ek, Timothy Leary, sterf soos 'n man. Ek kon terugkyk en ek kon my liggaam op die bed sien lê. Maar hy het nie regtig gesterf nie. Hy was nie dood nie. Hy het 'n sekere vorm van Meksikaanse sampioene geëet en hy het teruggekyk na sy liggaam in hierdie visie of hallusinasie toestand. So dit was nie dood nie. Nog 'n voorbeeld is Aldous Huxley, 'n man met daai naam. Hy het 'n dosis meskalien, wat 'n dwelm is, ingeneem. En toe skryf hy, dit het gelyk asof my liggaam amper heeltemal van my siel geskei was. Dit het vreemd snaaks gevoel dat ek nie meer dieselfde arms en bene gehad het nie. My bene het daar aan die ander kant gelê. So het ek gevoel, so het dit vir my gelyk, sê hy. Albei hierdie persone was onder invloed van verdowingsmiddels, en so het dit gevoel, so het hulle gedink, so het dit vir hulle gelyk. Dr. Lades Meduna het 'n eksperiment gedoen. Hy het 'n proefpersoon 30% koolstofmonoksied gegee en 70% suurstof. En gedurende die eksperimente het die proefpersoon die volgende gesê: ek het gevoel asof ek afkyk na myself, asof ek ver weg is in hierdie ruimte. Ek was soort van gedistansieer, ek het geskei gevoel. En dit was die effek van te veel koolsuurgas wat hy ingeneem het. Hy het gevoel asof hy nie deel van die werklikheid rondom is nie. So hierdie persoon het nie 'n buite die liggaam ondervinding gehad nie, maar 'n chemiese inname het hom so beïnvloed dat hy so gevoel het. Het jy alself al ooit 'n nagmerrie gehad? Die meeste van ons het al. Het jy al gevoel asof jy van 'n kraans afval? Dat iemand jou jaag? Of jy recht, jy hardloop weg, maar dit is gewoonlik in so 'n traag spoed, en dan voel jy word in elk geval gevang. Dis hoe dit voel. Is dit dus moontlik dat die verstand vir jou dinge kan laat waarneem wat nie die werklikheid is nie? Maar op daardie spesifieke oomblik is dit werklik. Jy ervaar dit as 'n werklikheid, dis 'n realiteit, en tog is dit nie. En die wetenskaplikes het ook ontdek dat nie elkeen wat sterwe noodwendig naby of skyndood ervarings ondervind nie, maar 'n persoon wat 'n sterk oortuiging in 'n sekere rigting het, wanneer hy sterf, kan sy brein laat oorvloei en sy geheue dat hy gewaarwordings en waarnemings ervaar wat eintlik nie reg is nie, wat nie werklik is nie. Dis 'n werklikheid in sy verstand, in hulle waarnemings, maar soos wat 'n mens in traag aksie hardloop in die nagmerrie. Maar in realiteit is dit nie waar nie, dit gebeur nie regtig nie. Ek kan persoonlik eintlik daarvan getuig. Ek het op 'n stadium in my lewe het ek 'n noodoperasie op my laat ondergaan, en ek het wakker geword. Ek was 12 dae lank in die hospitaal, ek het by die dood omgedraai, en een aand het ek regtig gevoel asof ek gaan sterwe. Ek het my gereed gemaak om te sterwe. En die volgende oomblik toe klim ek uit die bed uit, en ek vat daai ding met die wielietjies aan, met al die sakke, en ek is uit in die gang, en ek is teen die trappe op, en ek is tot op die 3de vloer van die hospitaal, en ek het eintlik soveel energie in my, ek hardloop af by die trappe, ek is af na die heel onderste vloertrap toe, daar's 'n telefoonhokkie, ek gaan in die telefoonhokkie in, ek bel my seun, ek sê vir hom ek is op pad na hom toe,
Ek vat daai ding, ek hardloop daar by die deur uit, ek sien dit nog so werklik, ek is in die pad af en hier in die pad keer iemand my voor en bring my terug en bring my terug na die saal toe. Volgende oggend toe vertel ek vir die nagsuster wat ek gedoen het en sy sê vir my, meneer, sy lag net, sy sê, meneer, jy was nooit uit jou bed uit nie. Jy was nooit uit jou bed uit nie. Ons het jou 'n dubbel dosis morfine gegee vir die pyn wat jy gehad het. Maar dit wat ek ervaar het, kan ek tot vandag toe nog as 'n realiteit ervaar. Maar dit was nie waar nie. Dit was gewoon nie waar nie. In die derde plek weerspreek die naby dood ervarings ongelukkig die skrif, en dis miskien die belangrikste punt. Die Bybel leer nie dat mense onsterflike siele het wat ten tye van die dood die liggaam verlaat nie. Trouwens, dit verklaar onomwonde dat ons die onsterflikheid net ontvang na die tweede koms van Jesus Christus. En Paulus beskryf dit eintlik baie mooi. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, sê hy in 1 Tessalonisense 4 vers 16. Hy het ook reguit aan die Korintiërs gesê, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, hierdie onsterflike moet met onsterflikheid, of hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Wanneer? Wanneer gaan dit? Dit gaan plaasvind by die wederkoms van Jesus. Hy het nie gesê dit gebeur wanneer die dood intree nie. Die Bybel beeld die dood gereeld uit as 'n slaap waar tydens daar geen bewuste denke is nie, 'n slaap wat net eindig wanneer Jesus kom. En 53 keer verwys die skrif na die dood as 'n slaap, en jy moet tog daardie DVD oor die toestand van die dood 5 minute na die dood in die reeks gaan kyk, waar Jesus byvoorbeeld kom en toe hulle vir hom sê Lazarus slaap, Lazarus is dood, toe sê hy vir hulle, weet julle wat, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om wakker te word maak. En ons kon sien dat die disippels het nie verstaan waaroor hy praat nie. Hy sê, maar Here, dis sy disippels, Here, as hy slaap sal hy gesond word. Hulle het nie verstaan nie. En Jesus kon, en eintlik staan dit daar. Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap praat. Hulle dink hy praat van die gewone slaap. En toe sien Jesus, hulle verstaan nie wat hy sê nie, en hy gaan staan voor hulle en hy sê reguit vir hulle, luister, toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood, Lazarus slaap. Lazarus slaap. Aan die ander kant gebruik die Bybel 1600 keer die woord siel, en nie een enkele keer word die byvoeglike naamwoord van onsterflik by daardie woord siel geplaas nie. Nie een uit 1600 keer nie. Inteendeel, die Bybel is baie duidelik, Job 7:9, die wolk verdwyn en gaan heen, so kom hy nie weer op wat na die doodryk neerdaal nie. Hy kom nie weer op nie. Job 16:22, want maar min jare kom, dan bewandel ek 'n pad waarlangs ek nie weer terugkeer nie. Hy praat hier van die dood, menende hy sal nie weer terugkeer nie. Hebreërs 9 vers 27, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die Bybel is baie duidelik, die mens sterf eenmaal. Biologiese dood vind eenmaal plaas en die Bybel leer dat die mens na die dood nie nog 'n kans kan kry nie. Daar is egter nog 'n vreemdheid wat nie met die Bybel strook nie. Die eerste ding wat baie mense opval wat getuig van 'n naby dood ervaring, is hierdie gevoel dat hulle liggame hulle verlaat, of dat hulle liggame verlaat en bo in 'n tonnel, in die tonnel sweef, en dan kyk hulle daar terug op hulle liggame en die omstandighede rondom hulle. Met ander woorde, hulle siel word los van hulle liggaam, hulle funksioneer los van die liggaam. Die Bybel leer presies die teenoorgestelde. Die Bybel verklaar dat ons na die opstanding ware liggame gaan hê. Ware liggame. Ons gaan werklike mense wees. Ons gaan besig wees met werklikhede in 'n werklike wêreld. Met verwysing na Jesus se opstanding sê Paulus dat ons vernederde liggame moet gelykvormig word aan syne, vanwaar ons ook ons verlosser verwag, Filippense 3:20. Die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Met ander woorde, sy opstandingsliggaam was 'n werklike liggaam. Hy het sy disippels geken, hy het saam met hulle geloop, hy het saam met hulle geëet, werklike liggame. En dis wat ons gaan ontvang, net sterker en mooier en meer verhewe is nou.
En dis nie maar net 'n droom nie, dis 'n werklikheid. Dis wat die skrif vir ons sê. Die Bybel praat nêrens van 'n duisterige tonnel waardeur 'n mens eers moet beweeg nie. Die Bybel sien, weet jy wat, die Bybel sien 'n baie ander beeld, 'n helder beeld. Kyk wat sien die Bybel. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal uit die hemel. Wat sien hy aan ander kant die dood? Veel meer as 'n tonnel. Hy sien die volledige stad wat na ons neerdaal, so pragtig soos 'n bruid op haar troudag. Wat 'n stad wat berei is vir ons om in te woon. En Jesus het dit beloof, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. So Jesus berei vir ons 'n plek voor. Ons gaan egte mense met egte liggame wees en ons gaan ons verlustig in 'n egte hemelse woning. In die laaste plek ervaar mense met naby dood ervarings dat hulle voel asof hulle trek deur 'n tonnel en dan aan die einde van daai tonnel is daar 'n lig. Daar kom 'n helder lig wat hulle omsluit op 'n dramatiese wyse. As ons na die Bybel toe gaan, my broer en suster, dan merk ons op dat die Bybel bied iets meer. Iets veel meer as net 'n lig. Wat jy aan die ander kant gaan sien is die gelaat van Jesus Christus, die lig van die wêreld. Luister wat sê Johannes in Openbaring 22 vers 4. En hulle het sy aangesig gesien. Hulle sal sy aangesig sien. Dis die lig wat jou gaan ontmoet. Ongelukkig is die slotsom van dit alles, dat naby dood ervarings nie werklik is nie, maar die mens se brein wat mislei word. Nee, nie 'n spokerige gees nie, maar 'n egte liggaam om mee te beweeg. Nie 'n neveltonnel nie, maar 'n glansryke stad om in te woon. Nie net 'n helder lig nie, maar 'n glorieryke persoon wat ons vir ewig sal meewoon. Ons het nie nodig om te raai oor wat in die hiernamaals vir ons voorlê nie. Hou vas aan die Here en jy sal nie mislei word nie. Mag die Here ons help.